Vandag wil ek vertel van die rigters Debora en Barak. Nou as jy dit self wil gaan lees, dis Rigters hoofstuk 4. Nou vertel die skrywer van Rigters dat die Israeliete weer dinge gedoen het waarvan die Here nie hou nie. En toe, na die dood van Eed, nou dit was daai rigter waarvan ek die vorige keer vertel het die Here vir 'n heidense koning Jabin van Kanaan gehelp om die Israeliete te verslaan. En 'n man met die naam Sisera was die hoof van koning Jabin se leer. Nou, koning Jabin se leer was baie groot. Hy het 900 oorlogskarre van yster gehad, sê die Bybel. So kon hy met hierdie groot leer Israel dan 20 jaar lank verdruk. Die Israeliete het toe weer tot die Here gebid en gevra dat hy hulle moet help. Nou in daai tyd was daar 'n vrou met die naam Debora. En sy was toe die leier van die Israeliete. En die Bybel vertel dat Debora ook 'n profeet was en dat sy altyd onder 'n sekere palmboom gesit het. En die palmboom is toe ook genoem die Debora palm. En dit is waarheen die Israeliete altyd gegaan het wanneer hulle probleme gehad het en dan kon sy hulle help, want Debora was hulle leier en hulle profeet en sy kon vir hulle raad gee en leiding gee. En toe, op 'n keer, laat Debora 'n man met die naam Barak roep en sy sê vir hom, die Here, die God van Israel sê, jy moet 10.000 manne van die Naftali mense en die Sebulon mense vat. Nou dis nou mense uit 2 van Israel se stamme. En jy moet hulle saam met jou neem en op Taborberg gaan wag. Ek, en onthou nou, dis die Here wat nou met hom praat, ek sal Sisera, die hoof van Jabin se leer vir jou laat wag by die Kishonrivier. Hy sal sy oorlogskarre en sy manne by hom hê, maar ek sal jou teen hom laat wen. Maar in plaas van hom onmiddellik te gaan, sê Barak vir Debora, ek sal gaan as jy saam met my gaan. Maar as jy nie saam met my gaan nie, nou, dan sal ek nie gaan nie. En Debora sê toe vir hom, goed, ek sal saam met jou gaan, maar onthou, as jy die vyand oorwin, sal jy nie die eer kry nie, want die Here sal 'n vrou gebruik om Sisera dood te maak. En so is hulle toe daar weg om teen Sisera en sy sterk leer te gaan veg. En toe die geveg begin, het die Here al Sisera se manne groot laat skrik vir Barak en hulle het gevlug. Sisera self het van sy oorlogskar afgespring en het gevlug. En Barak en sy manne het hierdie vlugtende soldate van Sisera agterna gesit en hulle het hulle almal doodgemaak. En Sisera het toe gehardloop en hy het gevlug tot by die tent van 'n vrou met die naam Jael. Hy het gedink Jael en haar mense is aan koning Jabin se kant. En Jael het voor haar tent vir Sisera gewag en vir hom gesê, kom meneer, kom na my toe, moenie bang wees nie. En so het Sisera in die tent ingegaan en sy het hom onder 'n kombers laat wegkruip. Nou, Sisera was baie moeg en hy was baie dors en hy vra toe vir haar 'n bietjie water. En Jael het toe vir hom melk gegee om te drink en hom weer onder die kombers toegemaak. En Sisera sê toe vir Jael, jy moet by die tent se deur staan en as iemand vir jou vra of hier iemand is, dan moet jy sê nee. Nou, omdat Sisera baie moeg was, het hy gou aan die slaap geraak en Jael het toe 'n tentpen gevat en saggies na Sisera toe gegaan. En sy het die tentpen deur sy kop geslaan tot in die grond. En dan lees ons daar in Rigters 4. Barak het vir Sisera gesoek en Jael het na Barak toe gegaan en vir hom gesê, kom, ek sal vir jou die man wys wat jy soek. En daar kry Barak toe vir Sisera, mors dood. Ja, die Here het daai dag vir koning Jabin van Kanaan verneder. Die Israeliete het gewen, net soos wat Debora voorspel het. En 'n vrou het vir Sisera doodgemaak, net soos Debora voorspel het. En so was daar weer rus en vrede,
sodat Israel die Here kon dien soos wat hy van hulle verwag het.